gaan kom op die wolke, ja dis seker. Elke kind van God gaan ons sien. Saam met hom bring hy al die verloostes, die wat hom in gees en waarheid dien. Weer eens baie welkom, baie dankie dat u ingeskakel het. Nou ek glo en vertrou dat dit sommer baie goed gaan met u en dat die waarheid van God se woord steeds vir u van kardinale belang is. Nou in vandag se video gaan ons gesels oor die gedagte eindig God se genade by die pre-tribulation rapture. Dit is wat baie mense glo en vashou aan, want hulle glo sodra die wegraping plaasvind, gaan God sy oordeele uitgiet oor die aarde, dan moet die genade mos verby wees. Maar is dit wat die skrif leer? Die skrif leer dit glad nie. Maar hierdie mense glo dat God ook in die kerkbedeling anders handel met gelowiges as met mense in die groot verdrukking. So in die kerkera is dit genade en geloof, en in die verdrukkingsperiode of die 7 jaar is dit natuurlik werke en geloof. So dus jy moet werke doen om ook gered te kan word. En dis wat ons gaan sien in hierdie video. En dan is daar ook hulle wat glo dat die Heilige Gees nie hier gaan wees tydens die laaste 7 jaar nie. Wat 'n valse leerstelling is, want hoe word mense gered tydens die groot verdrukking? Nou, dit is vir my 'n absolute bewys van die valsheid van hierdie leerstelling, die pre-trib rapture, en dit is baie skokkend. Nou kom ons gaan begin met 'n video van Christine Gratz. Sy ag haarself 'n profetes van God. Sy het 'n profesie van die Here ontvang 18 Oktober 2025. Nou kom ons gaan kyk wat sy sê en dan gaan ons dit van daar af bespreek. Hello everyone, my name is Christy. Welcome to my channel. Today I'm sharing a prophetic warning message as I promised in my previous video. The hour is very late. We are in the last hour in God's timeline. We need to live in constant readiness. We need to be prepared for the great day of the Lord because it will come unexpectedly and suddenly. So let me share the prophetic word I received from the Lord on October 18. Nou ja, sy het 'n profetiese woord van God gekry 18 Oktober 2025 en as jy mooi luister wat sy sê, dan klink dit soos of sy praat met mense wat in die verdrukking is, wat wag vir die wederkoms. Want sy praat van die groot dag van die Here, dis natuurlik die dag van sy wraak, wat natuurlik by die 6de siel plaasvind. En dan gaan jy ook sien dat sy praat later in die video van mense wat hulle lewens nie lief gehad tot die dood nie. Dit spreek van mense tydens die groot verdrukking. Maar alles hierdie is maar betrekking op 'n pre-trib rapture en sy sê die genade tydperk verstryk by die pre-trib rapture, ons moet gereed wees en nou ja, dit is nie iets wat gaan gebeur nie. Die pre-tribulation rapture gaan nie plaasvind nie, al is daar hoeveel van die kinders van die Here wat daarmee verskil. Maar kom ons spring dadelik in by haar video oor die profetiese woord wat sy ontvang het. Seek the truth. Seek the truth as if you were digging for treasure. Dig deep and seek it. The time of grace will expire. The extension was meant for you. The time will run out. Time is short. Time is short. Seek me as if your life depended on it, because the time will run out. I can only save those who are ready. I will take those who are ready. Those who belong to me are in danger. I must save those who are mine. Families will be torn apart. Some will be taken, others left behind. Oh, how terrible it will be for those who are left. I could not wait any longer. I had to take you out from the danger. I wanted you to be ready. I warned you. I did not want to leave you behind. Oh, how I wish you had listened. I wanted to save you. I told you the danger would be great. I constantly warned you. Many did not recognize my voice. It saddens me that you disregarded my voice. You need to know that I loved you and I wanted to save you. Be faithful until death, and I will give you
the crown of life. And this is where the prophetic word ends. Nou ja, Christine Grad, natuurlijk die manteltjie, wat sy is 'n profetes van God, en sy sê dat die tyd van genade uithardloop, en natuurlijk by die preterbeleid en rapture gaan dit plaasvind. En as jy ook later sien, sy praat natuurlijk van die wat getrou is tot die dood toe. Dit is mense wat in vervolging gaan wees. En natuurlijk is daar vandag baie mense wat in vervolging is in lande in die ooste, Midde-Ooste en so meer, wat ly vir hulle geloof en is getrou tot die dood toe, en as die kroon van die lewe ontvang. Maar as ons praat van die groot verdrukking, gaan daar miljoene, daar gaan letterlik miljoene, ontelbare skare, gaan natuurlijk sterf vir hulle geloof, en hulle moet getrou wees tot die dood toe. En as jy vat die westerse wêreld, ervaar nie hierdie goed nie, so ek weet nie waar sy dit kry nie, maar sy sê dat die Here het vir die visioen gegee, wat die Here natuurlijk nie vir haar gesê het, met betrekking tot die preterrapture nie, maar dit wel kan gebeur voor die wederkoms van Christus. Maar natuurlijk gee sy hierdie boodskap deur aan hulle wat vashou aan die preterrapture, en hulle wag daarvoor, en hulle moenie agtergelaat word, left behind, sy het dit baie genoem. Met ander woorde, dit spreek van 'n preterbeleid en rapture, want hulle glo as die preterrapture plaasvind het, gaan baie mense agtergelaat word. En kom ons gaan kyk, wat sê die woord. Onthou, hierdie mense glo dat as die 7 jaar begin, dan is dit die wraak van God vir 7 jaar, en dan is daar geen genade meer nie. Maar die vraag is, hoe word mense gered in die groot verdrukking, en straf God nou regtig die gelowiges nou saam met die wêreld, saam met die ongelowiges? Want as die wraak begin in die begin van die 7 jaar, soos dit baie mense glo, dis die wraak wat daar begin, nou in die middel van die 7 jaar begin die groot verdrukking. So hierdie mense wat dan gered word, hoe straf God hulle dan ook saam met die wêreld? Dit is nie skriftuurlik nie. En dit wys vir my dat hulle verstaan die orde, die kronologiese volgorde wat gaan plaasvind verkeerd. Die 6de seël is wat die wraak van God bevat, die 6de en 7de seëls. So wanneer die 6de seël oopmaak, dan neem God ons weg voor die wraak van God, en daarna begin die wraak val. Maar op 'n latere geleentheid gaan ek daaroor gesels. Maar daar's baie mense wat glo natuurlijk dat die genade tydperk verby is, en een van hulle is natuurlijk Robert Breaker. Ja, Robert Breaker is 'n independent fundamental Baptist leraar, wat natuurlijk glo aan 'n preterbeleid en rapture, wat natuurlijk 'n valse leerstelling is, en hy sê die grace period ends wanneer die wegraping plaasvind. Dit is nie die geval nie. Dit is waar dat mense in die groot verdrukking gaan ly vir hulle geloof, maar dit gaan genade verg om deur dit te gaan. En daarom sal God nooit sy gees wegneem van die aarde of sy genade tot by die wederkoms van Christus nie. Maar kom ons gaan luister wat sê pastoor, ek dink sy naam is Sakkie Raad. Hy sê dat die Heilige Gees word weggevat by die preterrapture, en daar's geen genade nie. Kom ons gaan kyk wat hy sê. Waar is die Heilige Gees? Die Heilige Gees woon in mense. Die Heilige Gees is in die bruid. Die Heilige Gees is in elke wedergebore kind van God. En wanneer die wegraping plaasvind, dan kom die Here en hy kom haal sy bruid weg van die aarde af. En die Heilige Gees bly nie agter nie. Die Heilige Gees wat in die kinders van God is, gaan saam met die kinders van God weer terug na die troonsaal van God, waar die kern van God se teenwoordigheid gaan wees, en waar die Heilige Gees gesentreerd gaan wees, rondom die troon van God, en hy bly nie agter nie. So, daar's 'n situasie wat gaan ontstaan die dag by die wegraping. En dit is iets wat elke mens van moet kennis neem. Dis wat dit so erg maak, is dat wanneer die bruid weggeraap word van hierdie aarde, net voor die antichrist kan geopenbaar word, gaan die Heilige Gees saam weg. So, dit wat vandag die duiwel keer om sy volle agenda uit te speel, gaan nie meer daar wees om hom te keer nie. Met ander woorde, hy gaan sy vryheid hê om te doen net wat hy wil. Ja, hy sê natuurlijk die Heilige Gees bly nie agter as die wegraping plaasvind dit nie, so die Heilige Gees is weg.
Nou wil ek vra, hoe kan daar 'n kerk, hoe kan daar gelowiges wees sonder die Heilige Gees? En dis 'n duidelike aanduiding dat hierdie mense glo ons moet terugkeer na die wet en werke en so meer om die wet te onderhou en so meer. Dit is baie, baie gevaarlik, dit is 'n valse gospel, dit kom nie in die woord van God voor nie, want die woord van die Here is duidelik in Johannes 16:8, die Heilige Gees oortuig van sonde, geregtigheid en oordeel. Met ander woorde, hoe gaan hy die wêreld oortuig in die tyd van groot verdrukking as hy nie is nie? En hy sê natuurlik dat die Heilige Gees dan natuurlik weggeneem is, hy's in die troonkamer en so meer. Dit is absolute leuen. Die Heilige Gees gaan hier wees tot aan die volëinding van die wêreld. Jesus het gesê, kyk, ek is met julle tot aan die volëinding van die wêreld. Wat beteken dit? Die volëinding van die wêreld is nie die pre-trib-rapture nie. Dis aan die einde, met ander woorde, die einde van hierdie bedeling soos ons hom ken, voordat die 1000-jarige vrederyk aanbreek. Hy is met ons daar tot aan die einde van die wêreld, die volëinding van hierdie eeu, einde van die wêreld. En dit is wat dit is. Dis 'n valse leerstelling om te sê die Heilige Gees is nie hier nie. Nou ja, sonder die Heilige Gees kan daar niemand gered word nie. Daar kan geen gelowiges wees nie. So hoe kom mense dan in die groot verdrukking tot bekering sonder die Heilige Gees? As jy die Gees van God nie het nie, dan behoort jy nie aan hom nie. Maar dis wat hierdie mense leer, dis eintlik skandelik, dis eintlik gruwelik om te luister na hulle. Want dis nie wat die skrif leer nie, en hulle gaan teen die woord van God en mislei baie, baie mense. Nou kom ons gaan kyk wat sê Michelle. Sy is 'n groot voorstander van die pre-trib-rapture. Sy sê dat die kerkbedeling is anders as die 7 jaar periode, en dat in die kerkbedeling is dit geloof en genade, en dan in die verdrukkingsperiode 7 jaar, soos hulle dit noem, is dit werke en geloof. Met ander woorde, jy gaan nie meer alleen kan staatmaak op jou vertroue in Christus nie, maar jy moet ook werke doen om gered te word. Wat 'n valse leerstelling. Dis 'n valse evangelie. Maar kom ons gaan kyk wat sy sê. Can you be saved during the tribulation, and how? I'm going to address this because a lot of people reach out to me and ask me, if I don't make the rapture, will I be saved? Can I be saved during the tribulation? I'm probably going to catch some heat for this because people hate a faith plus works salvation message and think that salvation is the same way during the tribulation, but it's just not. People do not get saved in the tribulation the same way that they are saved now, and we're going to look at the scriptures to fully explain that. When you think about it, salvation has never been the same throughout all of time. In the Old Testament, there was blood sacrifice for the atonement of sin. Then we come to the age of grace, which is the church age, which began on Pentecost, the age that we're in now. We are saved by grace through faith, not of works. And in the time of the tribulation, salvation will also be different. So no, you do not get saved in the tribulation by simply putting your faith and trust in Jesus Christ. It will be faith plus works. So now is the time of salvation, which is only through believing in the finished work of Christ on the cross and putting your faith and trust in Him and Him alone. Nou ja, redding is vir haar anders tydens die groot verdrukking as in die kerkperiode, en dan gee sy haar verduidelikings van die genade tydperk. Het begin by die kruis, of liewer by die kruis of by die Pentecost, en dit eindig natuurlik by die pre-trib-rapture, en nou gaan jy aan die groot verdrukking nie kan net alleen staat maak op die genade van Jesus nie, maar jy sal ook met werke doen, dis geloof en werke. Wat 'n valse evangelie. Genade gaan voortduur tot aan die volëinding van die wêreld, tot wanneer die Here sy kerk kom wegneem, tot sy wraak begin. Genade is nie net tot by die pre-trib-rapture nie. Dis wat hierdie mense leer, en as mense hierdie vrou glo, dan is jy erg mislei. Want die genade van God gaan voortduur tot by die wederkoms van Christus. Soos Hebreërs 9 sê, 28. Hy sê, hy sal terugkom eenmalig vir die wat hom verwag tot saligheid. Wie verwag hom tot saligheid? Net die mense wat by die pre-trib weggeneem is. Wat van die mense daarna, as daar 'n pre-trib sou wees? Nee, dit is vir alle mense tot by sy wederkoms, want hy gaan eenmalig terugkeer en sy kerk gaan verenig alle gelowiges van alle eeue.
en dit sluit die groot verdrukking in. Maar dis wat hierdie vrou glo en dis wat mense glo en die pre-trib rapture is vir my net die bewys van hoe vals dit regtig is. Nou goed, daar word geglo in pre-trib kringe en ek het dit reeds genoem dat die genadebedeling verby is sodra die pre-trib rapture plaasgevind het. Is dit werklik wat die skrif leer? Nee, ek dink nie so nie. God se woord is baie duidelik. Dan sê hulle dat die redding en die groot verdrukking verskil van die tydperk van die kerkbedeling, wat nie waar is nie. Dit word ingevoeg, raai wat hoekom, om 'n pre-trib rapture te kan akkommodeer. En dit is tipies dispensasieteologie, dit is wat hierdie mense vashou aan, die valse lering van dispensasieteologie, en dit is geloof en werke. Niemand word gered uit werke nie, dis genade alleen. Nou goed, ek sluit af met die skrifgedeelte, Efesiërs 2 vers 8 en 9, want uit genade is julle gered deur geloof, en dit nie uit julleself nie, dit is 'n gawe van God, nie uit werke nie, so niemand mag roem nie. Dis baie belangrik. As jy tot bekering kom, kan jy niks doen om gered te word nie. Maar nou ewe skielik in die groot verdrukking, keer God terug na die Ou Testament, na die werke en die wet en die gebooie. Jy moet dinge doen om gered te word. Dis 'n valse evangelie, absoluut. Maar ja, tot 'n volgende keer wanneer ons weer gaan gesels, mag die Here u seën. Totsiens.